Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 74 en voordat julle verder luister, net 'n waarskuwing, hierdie het weer 'n ouderdomsbeperking. Onthou, ons is hier met 'n volwasse boek besig. Episode 74 van Gek oor haar eie Afrika Ondier. Daar is nog mense wat kuier in die Lapa, maar Jesu en Anna was die eerste wat aangeskuif het na hulle kamers daar in die Da Silva woonkwartiere op Hurters Retreat. Die volgende mense wat kamer toe verskuif het was Sylvie en Haya. Sekerlik het hulle twee vanaand baie om oor te gesels na Sylvie se dramatiese onthulling van die swangerskap toetsie en haar en Haya se besluit voor almal om te trou. Gelukkig vir hulle besluit Sergio terwyl hy en Lia die leeuwelpies se bottel smaak. Of seker meer gelukkig vir Sylvie, wat bekommerd was oor haar biologiese horlosie wat waarskynlik aan die uitstryk is op 39. Hy het voorwaar nie aan Sylvie gedink as iemand wat graag wil, maar word nie. So word 'n mens elke dag verras. En miskien het Haya in 1000 jaar van sondae nie gedink dat hy nou al wil pa word nie, al is hy al 36. Dalk lei die man aan skok. Maar soos wat Sergio vir Haya leer ken het oor die afgelope paar jaar, weet hy dat die man toegewyd sal wees. Daar was 'n tyd toe Sergio gewonder het oor hoe en wanneer die natuur besluit om van iemand ouers te maak. Bizar soms, veral hier in Afrika. Nie altyd mense wat anders sal dink geskik is om ouers te word nie. Kinders in die ouderdom van 12 of 13, of mense wat al 12 of 13 kinders het. Maar nou aanvaar hy dat dit nie iets is waaroor 'n mens te veel moet top nie. Hy hou Lia dop terwyl sy vir haar welpie bottel gee. Sy lyk so bedrewe daarmee en dit is ongelooflik sexy om te sien en Sergio voel hoe sy lyf begin pyn. As dit van hom afhang, sou hy vanaand lank en aanhoudend met haar wou liefde maak. Hulle stort saam en toe onthou Sergio daardie verduideliking van Dr. Klets, toe hy sy kneukel tussen sy regterhand se vingers vasgevat het en dit stadig en aanhoudend gedruk het. Wanneer hulle uiteindelik in die bed klim, draai Lia op haar linkersy en Sergio trek haar by die kontoure van sy lyf in. Hy sit sy regterhand en arm om haar lyfie en toe stuur hy sy vingers teen haar heupe af en vorentoe by haar kledingstukkie in. O my hemel, Sergio, dit voel goed, maar wat van jou? Kom aan, steun sy en wring teen hom vas. Moenie so skaars wees nie, doen dit net. Nee, Bokkie, ons mag nie. Nooit in sy lewe het Sergio gedink dat hy die een gaan wees wat sal moet keer nie, tot hy nie meer kan nie. En toe los hy vir Lia om hom gelukkig te maak met haar hande in 'n handdoek. Dit is seker daar waar Dr. Klets met graagte sy nek net bokant sy twee wolmanne sou wou omdraai. Wat 'n vermorsing van ywerige swemmertjies, sou die man seker geraas het. Maar nou giggel hy en Lia net daaroor. Al wat saak maak, is dat Lia eers behoorlik moet herstel na haar operasie. En daarna kom die slaap maklik, al word hulle redelik vroeg die volgende oggend deur Gatto en haar leeu welpies wakker gemaak. Dit is nou eers Saterdag, maar dit voel soos Sondag, dink Lia, toe sy 'n slag opstaan om vir hulle koffie te gaan maak. 'n Heerlike lang naweek met Sergio daar by haar by die huis en die teeleetjies waarmee hulle so lekker sit en pop speel. Op 'n stadium gaan haal Lia haar laptop om haar e-posse deur te werk,
Daar is dalk bestellings en sy wil in voeling bly met die uitstallings waaraan sy soms by gallerye deelgeneem het, al kan sy dit nie meer doen nie. Sy loer ook op Facebook om te sien wat die vriende wat sy in Pretoria agtergelaat het doen. Daar is foto's van haar grumpy kat wat nou by Reddy woon en haar hart trek met 'n punt. Sy roep vir Sergio nader. Kom kyk hoe my hart se punt gelyk het. As dit nie vir Gatto was nie, het ek min of meer gesterf van die gemis na 'n kat hier op die plaas. 'n Rooi kop seentjie, wat 'n mooie ding. Sergio se arms gaan om haar. Hy sien mos hoe seer sy soms is oor daardie 4-voet kind van haar, daarom troos hy. Met die tyd wat aanstap, kan Lea sien dat Sergio toenemend bekommerd raak oor die welpies ook, wat maandag na die reddingskamp sal moet teruggaan. As hulle maar net deel van 'n trop kon wees, sê hy, of selfs net 'n mamma leeu gehad het, wat as afskrikmiddel vir die stroopers en belangstellendes kon dien. Wel, hoekom kan ons hulle nie maar hou nie? Vra Lea optimisties. As hulle eers groot is, kan jy mos met hulle teel. Maar Sergio skud sy kop. Nee, my engelpop, hierdie is nie honde nie. Dit is wilde diere, leeu's. Mens kan hulle nie binne grense hou nie. En hier is te veel mense en dorpies in die omgewing. En die leeuwtjies is klaar bederf. Hulle is afhanklik van mense. Hulle het hulle vrees vir mense verloor, maar hulle gaan nie soos honde gehoorsaam wees en staan as 'n mens skree dat hulle moet stop of hulle terugroep nie. En as enige mens sy rug op hierdie soort draai en probeer werk hardloop, gaan hulle instinktief oor tot jagmodus. Nee, hulle sal mense seermaak. Maar hulle is nog klein, Sergio. Ja, dit is juist die probleem, Leaatjie. Hulle word groot. As mense hulle maar net klein kon hou, nee, sug hy, en skakel sy laptop ook aan. Hy moet alweer papierwerk op datum kry, 'n verslagtuk oor wat daar by die sanctuary gebeur het, oor die manne wat die welpies wou kom steel. Dit help nie om sulke goed stil te hou nie. Alles het 'n manier om by sy base uit te kom. Toe dikteer hy en Lea tik vir hom. Daarna lees sy verder aan haar e-posse van die week. En die een wat haar die blyste maak, is die een wat van Aida afkom, die galery by wie sy gereeld uitstel. Sy lees hardop. Lea opwindende nuus. Een van my vriende is op hierdie oomblik in Mosambiek. Hulle woon glo Saterdag 'n musiekfees daarby. Sergio ruk op. Dit is vandag en dit is waar ons, vrywilligers, mos die naweek heen is. Dit is hoekom die sanctuary leeggeloop het. Cool, sê Lea, voordat sy verder lees. Aida skryf, my vriende keer volgende Sondag via die Kreurwiltuin terug na Pretoria. En toe ek na die pin location op jou foon kyk om te sien waar jy nou woon en waarheen hulle op pad is, toe besef ek dat hulle binne 10 km van jou af gaan terugry, daar van Beira se kant af. Dan moet hulle daardie later Saterdag aand in die Gonzales kamp kom oorbly. Tik Lea en stuur dit aan na Aida toe. Sy wag, sy gaan dalk eers later van haar hoor, maar net toe bel Aida. Sy moes ook by haar rekenaar gesit en werk het. Om uitstallings te reël is 'n voltydse en harde werk. Sy spot altyd dat sy nooit 'n afdag het nie. Skaars antwoord Lea of Aida roep uit, maar dit is 'n uitstekende idee, Lea. Ek sal hulle vertel wanneer hulle weer iets van iewers af laat weet dat jou plaas nou beskikbaar is vir hulle om oor te slaap. Maar dit is nie hoekom ek so opgewonde is nie. Hulle het ingestem om jou goedjies vir die piering uitstalling op te tel. Is jou 20 pierings gereed? Ekskuus, wat bedoel jy, Aida? Lea snik
na asem. Met haar operasie en die afwesigheid van die plaas en haar rekenaar af, het sy heeltemal vergeet dat sy veronderstel was om hulle te laat weet, dat sy nie meer aan die uitstalling gaan deelneem nie. Dalk nooit weer aan enige ander uitstallings ook nie, want hoe kry sy haar goed in Pretoria? Die logistieke ensovoorts is te moeilik, jy weet. Maar nou bring Aida 'n oplossing vir die probleem. Mense wat hier gaan verby ry, behalwe dat Lia nog glad nie gewerk het aan enige iets vir daardie uitstalling nie. En jy kan hulle enige tyd op die webwerf begin submit, daai pierings van jou wat klaar is, want ek is seker jy het al 'n hele klomp klaar, nee. Nee, sukkel Lia die geluide uit, maar net daarna kan sy nie glo dat dit haar eie stem is wat ewe vrolik antwoord, nee. Natuurlik, Aida, my goedjie sal teen die volgende naweek gereed wees. Wat Sergio van sy laptop af laat opkyk, sy linker wenkbrau sak, sy regter wenkbrau klim teen sy voorkop op, en so lyk 'n man wat dink sy lieg soos 'n tandetrekker. Of daai een wat vir jou sê, nee man, ek het daardie oorplasing lankal gemaak, jy weet mos ons moet wag tot na 12 uur voordat die bedrag in jou rekening reflekteer. Uitgevang. Goed so, Lia, sê Aida, ek sal jou laat weet, sodra hulle weer kontak gemaak het. Lekker werk dan aan daardie laaste paar stukkies van jou werkies. Daardie laaste paar stukkies werk, echo sy, en toe die verbinding verbreek word, fluister sy, o my gorrel. Sergio sit eers versteen voordat hy uitroep, hoekom sê jy nie vir haar dat jy 'n operasie gehad het en dat jy buite aksie is nie? Dis 'n noodoperasie, dit was nie jou skuld nie. Want ek kan nie, Sergio. Ek weet al 'n jaar lank van hierdie uitstalling en ek het so 'n bietjie begin werk en toe wonder ek, hoe de vrek gaan ek my goed daar kry? Waarna ek gedink het, laat weet die vrou dat jy nie meer aan haar uitstallings kan deelneem nie, en toe vergeet ek om dit te doen. Vergeet jy wat? Om eerlik met haar te wees en te sê jy kan nie deelneem nie, want dit is te moeilik om die goed daar te kry. Nee, Lia, bel haar en verduidelik dadelik. Sergio, dit kan ek nie meer doen nie. Die spasie teen haar mure is klaar toegeken. Die mense wat gaan uitstal is reeds gekies. En nou het sy iemand gevra om spesiaal hier om te ry om my goedjies te kom haal. Ek kan haar nie in die steek laat nie. En daar spring Lia op en begin heen en weer loop. Sy moet gaan klei uitpak, sy moet haar boek met prente gaan soek, sy moet tot aksie oorgaan, sy moet begin werk en klei uitrol. Sy vat Sergio aan die skouers vat en skud hom en toe roep sy uit, ek moet gaan werk, ek het 'n sperdatum. My siekverlof en lang naweek is verby. Jammer Sergio, dis tyd vir my om te begin werk. Ek moet nou dadelik 20 dekoratiewe pierings gaan vervaardig. Regtig, is dit 'n groot werk? Vra Sergio versigtig om maar nie nog meer te ontstel nie. Nee, net die uitrol van die klei is. Maar Lia, dit is juis wat jy nie behoort te doen nie. Swaar goed optel en uitrol. Nee, my engelpop, jy sal volgende keer moet deelneem. Nee Sergio, as ek nie nou deelneem nie, sal daar nie 'n volgende keer wees nie. Aida gaan my nie vergewe nie en sy sal my nooit weer nooi nie. Moenie my probeer keer nie. Sy bal sommer haar vuiste en staan terug, en dit is die oomblik toe Sylvie en Haya aan Sergio se binnendeur klop en instap, want dit staan oop. Hi julle, kom eetkamer toe. Ons het 'n moeder van 'n brunch aan mekaar geslaan. Almal het gehelp, maar oogits, beklei julle? Nog nie, maar dit kan dalk net hierna gebeur, raas Lia en stap sommer vooruit na die eetkamer toe. Sergio dek die agterhoede versigtig en teen die tyd dat hulle in die eetkamer kom, sak daar 'n stilte op almal neer. Dit is duidelik. Sergio en Lia het hulle eerste meningsverskil gehad. Nou wat gaan met julle twee aan?
wil Maria dadelik weet. Ons was net betyds, vertel Haya. Sy was op die punt om vir Sergio 'n opstopper te gee. Haar vuiste was al gebaal. Wel, daarom nie heeltemal nie, maar ek wens ek was 'n man, bars Lia uit. Vroue is tweedehandse burgers. Ons is mos die swakker geslag. As gevolg van 'n simpel operasie sal ek dalk nie in staat wees om aan die grootste groepuitstalling vir keramiekkunstenaars in Suid-Afrika deel te neem nie. Hoekom nie? Sylvie kyk haar vreemd aan. Moet jy klei brei en swaargoed optel? Want ja, jy mag dit nie doen nie. Nee, nie heeltemal nie. Die klei wat ek gebruik is klaar, verfynd en gebrei, maar, sy stop, maar dit moet uitgerol word, soos met 'n koekroller, vertel Sergio, en maak sy arms oop om te wys hoe erg dit is. Toe rol hy kastig voor hom. Dit is vreeslik, selfs nog erger, wys sy houding. Ek sien presies wat jy bedoel, Sergio. Jy tel dalk nie goed op nie, maar die aksie om af te druk en goed uit te rol is nie goed vir jou liggaam na 'n operasie nie. Jammer, Lia. Met Sylvie aan sy kant is die saak nou afgehandel, wat Sergio aanbetref, sien Lia. Toe roep sy dramaties uit. Daar gaan my hele lewe. My toekoms is op die spel en ek mag nie 'n vinger lig om dit te keer nie. Lia haal vir haar 'n gekookte eier van die buffettafel af, sit dit in bord en toe gaan slaan sy dit hard met die agterkant van haar mes. Miskien te hard. Die eier is plat en spat. Oeps. Sergio haal die mes uit haar hande. Kom sit. Dan dop ek die eiertjie vir jou af, my engelpop. Ha! Dis nie 'n engelpop maak nie. As sy so lyk, laat sy my dink aan my ex-vrou, wat 'n bietjie van 'n helle veeg was, spot John en staan self een kant toe. Dan kyk Jesu op. Klei uitrol, maar dit was mos altyd my spesialiteit. Ek sal jou kom help, Lia. Ek het gereeld die klei vir ouma Konzaals uitgerol, toe haar artritis te erg geword het. Dit is baie maklik met 'n koekroller. Ek veronderstel jy het een daarvan. Ek het 'n hele paar daarvan. Sal jy my regtig kom help, Jesu, want dan is jy die engel. Wel, as hy dit kan doen, kan ek ook seker kom help. Sergio skep vir homself warm, slap pap op 'n bak en werk botter en suiker daarin. Toe stryk hy dit netjies plat. Daarna sit hy 2 varkworsies met kaas bo op die palet wat hy daarmee geskep het. En toe rond hy sy meesterstuk met 2 eiers af en gooi sout en peper en suiker daarop. Lia gluur in afgryse daarna. Gaan hy dit regtig probeer eet? Hy eet nie, hy smil daaraan. Natuurlik kan jy ook kom help, Serk, sê Jesu op 'n broederlike manier. Jy het nou net van my bewys dat jy 'n meester uitroller en platstryker is. Ek kon daai pap nie mooier plat gekry het as jy nie. Botter en suiker en wors en eiers boop alles. Genade, Sergio, eet julle nie genoeg pap daar by die kantien nie? Vra John en skud net sy kop. Hier is baie ander kos, jong man. Lia kan skaars wag dat die laaste gaste hulle messe en virke neersit. Sy help afdek en opruim, want Maria se kombuishulp is mos ook weg vir die lang naweek. Maar tussen Anna se sissies is daar op die ouend heeltemal genoeg mense om die kombuis in 'n japtrap skoon te maak en alles weg te pak. En daarna gryp Lia vir Jesu aan die hand. Kom ons 2 gaan werk. Hy's reeds besig met sy 2de plaat wat hy uitrol. Toe Sergio instap, hy gaan sit by 'n stoel en kyk hoe Lia op die eerste paddings wat Jesu gesny het begin teken. Voor haar is haar sketsboek vol ontwerpe en sy maak die inspirasies soos wat dit gaan, maak sy paddings, party 3-dimensioneel en andersom net plat met 'n skets op.
Sergio tel die boek op waaruit sy werk en begin blaai. Sit neer, raas Lea. Afgehaal doen hy dit maar, en sy soek na stiglik na die plek waar sy laas afgeteken het, voordat hy haar plek weggeneem het. In die hoek van haar oog sien sy dat Sergio nou kyk hoe Jesu die klei tussen twee plankies sit en uitrol, sodat dit oral ewe dik is. Toe staan Sergio op en gaan haal vir homself nog 'n koekroller van die rak af. Hy sit twee soortgelyke plankies op 'n lappie, haal 'n bol klei uit en begin rol. En toe los hy 'n vreeslike knoop. Dit is nie so maklik soos wat dit lyk nie. Die klei kleef aan die roller. Maar gelukkig is Jesu duidelik vreeslik gesout in die kuns van bordjies uitrol en sny. Jesu sien dat Sergio na haar bank toe verskuif. Daardie Ken Follett boek wat sy by sy suster geleen het, lê mos op die koffietafel en hy tel dit op en begin lees. Alraai, ten minste kan hy homself besig hou terwyl hulle werk. Intussen vorder sy en Jesu met rasse skrede. Teen die tyd dat hy 20 perings grote borde uitgerol het, het sy al op 12 daarvan geteken. Sy bou mos selfs 3-dimensionele gesigte, Afrika diere, voeltjies, visse en selfs blommetjies daarop. Anna kom nader en sit 'n rukkie by hulle, waarna sy haar man met haar saamsleep huis toe. Hy het mos klaar die perringkies gemaak. En eers toe dit begin donker word daar buite, wonder Lea wat het van Sergio geword. Hoe vorder hy met sy boek? Glad nie. Die man het duidelik al op bladsy 2 op die bank opgekrul en aan die slaap geraak. Hy lê met sy kop op die leuning. Kosbaar, fantastiese man. Sy gaan sit op die koffietafel voor hom en soen hom saggies op die voorkop. Maar toe kan sy haarself nie keer nie. Sy soen op sy hare, op sy wange, oor sy neus en daar vlieg sy oë oop. O, my vrek, steun hy en beur regop. Hoe ver het ons toe met die perings gekom? Ons, lag sy. Nee, ons het baie goed gevorder, dankie. Jesu is klaar met die uitrol en uitsny vir al die peringkies. En ek dink, ons is besig om te wen. Maar nou moet ek en jy eers huis toe gaan om vir ons welpies te gaan bottel gee. Die res van die mense kuier vanaand in die groot huis. Maar hier is nog van gister af eetgoed oor, wat ek vir ons 2 op 'n bordjie sal pak en gaan warm maak. Tensy jy iets groter of meer wil eet? Nee, regtig nie, dankie my engelpop. 'n Paar happies gaan meer as genoeg wees, besluit hy en staan stywerig op. En ek wil nie regtig by die ander mense wees vanaand nie, ek wil net by jou wees. Dan kan ons 2 'n movie kyk op Netflix, nadat ons die welpies bottel gegee het. Wow, dit kan pret wees, Sergio. Fliek, lekker om te hoor dat die man bereid is om 'n movie ook saam met haar te doen. Met so 'n man kan 'n mens mos 'n pad stap. Word vervolg.